Goeiedag luisteraars, dis Johan Willemse wat met julle gesels. En natuurlik dank en skade genade vir die ondersteuning. Nou, onstabiliteit stuur maar voort en mense raak moeg om daaroor te praat. Oliepryse op pad na $95 'n vat toe. So brandstofprysverhoging volgende maand onafwendbaar. Dis die slegte nuus. Goeie nuus, graan en oliesaadpryse by ons styg. Die slegte nuus, daar rede daarvoor is droogtes in Europa en Amerika en hittegolwe. Dan weer 'n stukkie goeie nuus, skaap en beesvleispryse het ook heelwat gestyg. En speenkalvers hoor ek is by party plekke tot R60 per kilogram. Dit is sekerlik 'n nuwe rekord. So is baie onstabiele mark, is daar geleenthede. Dan die staat met sy optrede teen onwettige buitelandse werkers. Baie boere gebruik hulle omdat hulle wil werk. Die suikerrietbedryf is daar nou skynbaar 'n tekort van 30% aan suikerrietkappers, wat die Suid-Afrikaners wil nie die harde werk doen nie. So dit is nou wat ons teen gewaarsku het en dis nou die realiteite wat gebeur. En dan so brandstofprysverhogings het ons oor gesels, dit is baie sleg. Maar saam daarmee die jongste inflasiekoers het uitgekom en die skerp stygings in die brandstofpryse vanaf Maart maand waar die oorlog begin het inflasie nou opgejaag na 5% toe. Dit is heelwat bo aan die Reserwebank se teikenvlak van 3%. Ek sit vir julle die grafiek by, daar kan julle sien wat is aan die gebeur. So ons verwag môre donderdag dat die rentekoers gaan styg. En heel waarskynlik hoe langer die konflik aanhou, het ons heeltyd gesê later ja, dalk weer 'n bietjie. Teermunt is ook waar as die oorlog stop, dan val die pryse redelik vinnig. Die dilemma is eintlik as julle daar gaan kyk, voedselpryse het nie gestyg nie, so 1%. Inflasiesyfer word gedryf deur dienste, ander sektore in die ekonomie, nie die produktiewe sektore nie. En nou, ek verstaan nie hoe kan finansiële dienste skielik hulle kostes en pryse verhoog nie. Maar die punt is, dis wat aan die gang is. Die keer is dit nie voedsel nie, die keer is dit nie landbouprodusente nie, maar die res van die ekonomie. En natuurlik, vervoerkostes werk deur die hele stelsel. Maar ons word gepenaliseer in die landbou. So kyk 'n bietjie daar. Ek dink dit is 'n bietjie insiggewend waar kom die druk vandaan. Dan natuurlik weet ons, boere is onder druk. Baie gesprekke aan die gang. Daar is nou weer soortgenaamde boeregroepe, dis nie 'n nuwe begrip nie. Dis waar koöperasies in die donkie jare vandaan gekom het, dat groepe boere begin en saam beding, en dis nou weer besig om aan die gang te kom, want elke 10 of 20 of 50 rand marge wat jy kan uithaal, is natuurlik 'n funksie vir jou. So 'n klomp boere, hulle kom saam om insette beter te koop, aan te koop, onderhandel oor beter volumes, waar die groot manne afslag kry, dis wel die kleiner boere wat dit doen, en ook om hulle produkte teen beter pryse te verkoop. En natuurlik ook, as jy 'n klompie manne is en dames, byvoorbeeld by vee, dan reël hulle saam marktoegang, voordelige pryse by die koper, en so gaan dit vir saad en kunsmis en die smeer, en daar is nou ook pogings aan die gang om met krediet dit te doen, en natuurlik, skade genade is ook besig met hulle het 'n skema, waar 'n groep boere kan saam korttermynversekering doen, en sommer 'n redelike klompie van jou geld terugkry van jou premies. So praat met hulle, elke sent tel. Dan 'n bietjie uit 'n ander hoek uit. Ons praat baie keer oor subsidies wat lande op boerderye oor see kry. Nou die Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling doen elke jaar 'n studie. Nou die syfers is baie groot, ons koppe kom nie rondom dit nie. Dis die OESO lande en dan nog so 'n paar wat ons insluit, maar die 54 lande se staatshulp aan die landbou is $842 miljard. So dis 'n klomp geld, en die meeste daarvan is direkte oordragte na produsente toe. En natuurlik goed soos sekere dienste wat die boere kry. Hier by ons is die byvoorbeeld die dieselrabat wat hulle tel. En natuurlik ook as jy 'n invoertarief het, word dit ook gesien as 'n beskerming met 'n indirekte ondersteuning. Nou ons, sonder om nou deur al die syfers te werk, ons Suid-Afrika is ons die van die laagste hier by die 3% is ons produsente se ondersteuning. Nou hoe hulle die som maak is hulle werk hierdie staatsondersteuning uit
as 'n persentasie van boerdery se bruto-inkomste. In Suid-Afrika 3,1%, nou moet ek dadelik sê, is die dieselrabat en die grootste deel hiervan is ondersteuning aan klein boere. So dit help ons as kommersiële boere baie min. Die gemiddeld vir die 54 lande is 20%. Hulle staatsondersteuning kry natuurlik, jy hoef nie baie slim te wees nie, om te verstaan dat daardie deurwerk na die internasionale markpryse en dat ons daarmee moet meeding. Australië is saam met ons op 'n laer vlak, maar dit is wat dit op die oomblik is. Wat bietjie ontstellend is, dit begin toeneem die laaste ruk. Laas jaar en veral hierdie jaar, na COVID het dit begin toeneem nou weer met die Iran besigheid en met Trump. Om julle 'n voorbeeld te gee, subsidies aan die boere in Amerika, $31 miljard. Julle kan maar die som gaan maak. En in hierdie jaar het die boere $12 miljard uitbetaal direk op grond van produksie. En die motivering was die ontwrigting wat sy beleid van tariewe en handel en goed deur die wêreld gehad het. Om julle 'n voorbeeld te gee, mielieboer daar het gemiddeld so 1700 per hektaar perselle van die regering gekry as gevolg van Trump-administrasie se handelsontwrigting. Sojaboere R1200 per hektaar en koringboere R1600 per hektaar. En natuurlik, hoekom ek hier op hamer? Die tyd van vrye handel is verby en ons moet op hierdie goed begin hamer, want dit het 'n effek op ons pryse en waarteen ons moet meeding. En natuurlik in die verslag wys hulle ook daarop dat die koring-invoertarief is natuurlik 'n beskerming wat hulle by ons stel. Skaapvleis en varkvleis se invoertariewe word dan ook gebruik. Maar interessant, varkribbetjies. Ons voer 17.000 ton per jaar in. Dit kos die invoerder omtrent so R50 'n kilogram, hy sit dit op die rak vir 130 plus. So as jy geld wil maak, deel vir jou vark met ekstra ribbetjies. Dan net weer onthou asseblief 13 Augustus die werkswinkel saam met Netbank. Ons publiseer die program en die intekening oral. Ons gaan praat oor die markte, ons gaan praat oor klimaat. Maar baie belangrik, ons gaan praat onder mekaar met 'n paar kundiges oor wat kan ons doen. Daar is planne op die tafel, ek beloof julle, ons moet net 'n bietjie oopkop daaroor gesels. So dis op die oomblik, kom ons vat 'n advertensiebreek. Met die huidige goeie grondvog sien ons heelwat meer koringaanplantings vanjaar. As jy die risiko van volatiliteit en weerpatrone wat 'n El Niño kan meebring beter wil bestuur, is dit dalk tyd om versekering vir jou wintergewasse te oorweeg. Skadegenade het weer eens maakpasse opsies wat jou die geleentheid bied om groot besparings te kan doen op jou winter- en somergewasse se oesversekering. Gee ons gerus geleentheid om vir jou te kwoteer. Dis 100% gratis. Kontak 083-630-8306 of besoek ons webwerf vir agente besonderhede. Skadegenade is 'n finansiële dienste verskaffer met lisensienommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko's te bestuur. Welkom terug luisteraars. Ek wil weer sê as jy die nuwe seisoen gaan grane plant sonder om met skadegenade te praat oor oesversekering, maak jy 'n fout. Jy gaan geld spaar. Interessant, veemarkte. Hongarye is nou die tweede land in Europa na Italië wat laboratorium geproduseerde vleis verban het. Nou die rede daarvoor is tweelei. Hulle sê dit is inmenging in die totale natuurlike produksie van voedsel en dat dit vir die plaaslike boere 'n groot bedreiging inhou. En dit gaan oor die beskerming van hulle boere en die tradisionele wyse van boerdery. Natuurlik, die groene sê ons kan nie baie mense negatiewe gevolge wegvat van diere en ook die feit dat hulle glo baie koolstof in die atmosfeer bekendstel. Nietemin, dit is maar 'n debat hier by ons het dit ook al begin kop uitsteek. Dan net baie groot, die markte styg, die graanpryse styg, oliesaalepryse styg, wees die abnormale droogte of hittestelsels in Europa en dele van Amerika. Ek sien die Europese Unie en Engeland, hulle graanproduksie so 23 miljoen ton laer as laas jaar reeds en hulle dink dit gaan verder daal. Koringproduksie ook redelik gedaal, met so omtrent 8, 9 na 10 miljoen ton in Europa. Frankryk praat hulle van redelike swak oeste en dit alles natuurlik dryf pryse op die oomblik. So ons is op 'n redelike styging hier van 300, 400, 500 rand die laaste maand.
So as jy graan en oliesade het wat nog nie geprys is nie, kyk hierna en benut dit. En dis natuurlik ook nie 'n slegte tyd om met jou graanmakelaar te begin gesels oor stappie vir stappie volgende jaar nie. Daar het rondom die grane ook weer boerevernekery. Ons het nou gesien met die koring-invoertarief. Nou die jongste is dat Safex, onthou Safex is 'n deel van die Johannesburg se effektebeurs, hulle is die aandeelhouer. Hulle het besluit dat die verskillende leweringspunte van sojabone gaan wegneem en natuurlik die kunsmatige vervoerdifferensiaal weer gaan inbring na een leweringspunt toe. Nou hierdie fiktiewe vervoerkostes kos ons boere baie geld. Ek dink wat 'n mens dwars in die krop steek. Die sogenaamde advieskomitee van die JSE uit Safex uit bestaan hoofsaaklik uit handelaars, graanhandelaars. Nou natuurlik maak hulle geld uit die vervoerdifferensiaal. Ons weet dit mos nou. So om net graanhandelaars op die advieskomitee te hê, miskien een of twee ander mense, praat van jakkals skaapwagter maak. So goed, mielies, pryse, ja, is redelik op hier by die R3.600 per ton vir wit mielies. Sjoe, as jy dit vir my 'n week of 3 terug gesê het, sou ons dit nie geglo het nie, dis nou die droogte in Amerika. 55% is gelewer, so daar kort nog 'n bietjie wit mielies. Interessant vir my, geel mieliepryse is amper dieselfde as wit mielies. Nou dit beteken doodgewoon, daar gaan nie wit mielies in die veevoermark nie. Dit beteken ook ons hele uitvoerstelsel, ons is nou heel wat bokant uitvoerpryse, min word uitgevoer, so dit gaan 'n groter oordrag gee. So pryse baie sterk reageer op die Amerikaners se droogte. Dan sojabone, China het nou weer begin koop, so dryf ook 'n bietjie Amerikaanse sojaboonpryse op Chicago, maar dit het ook by ons die pryse laat styg dan net so by die R7.900 per ton. Ook redelike sterk stygings die laaste ruk, 2 of 3 weke. En dan natuurlik baie boere wat gaan saad teruggaan om kostes te spaar. Sonneblom ook redelik skerp gestyg. R9.900 per ton. Dit lyk my ons gaan weer dalk R10.000 sien. En natuurlik sonneblom is op baie boere se agenda vir die nuwe seisoen, maar dit lyk vir my saad is 'n probleem. Koring, ons stiefkind, sukkel. Pryse het bietjie opgestoot, ander markte hier na 6.200, maar die Desemberpryse haak vas op 6.100. Dis my interessant, die ander maande se pryse styg behalwe Desember, so maak maar julle eie afleidings. Nou beseskaapvleis, soos ons sê, het lekker sterk. Oppas, daar is boere wat vir my sê, hulle dink die pryse gaan nog baie styg. Oppas, wees versigtig, ons het natuurlik 'n redelike stygings gehad, as gevolg van die terughouding, as gevolg van back and closure en die ontwrigtings wat daarmee saamgaan. Ek is bietjie bang dat daar 'n bottleneck is en dat dit gaan slagpale toe kom. Nietemin op die oomblik, klas A, R67 per kilogram, klas C, ongelooflik net R60 per kilogram, 'n paar rand goedkoper is dit. Dan speenkalvers rapporteer die ouens wat verslag doen so by die R50 per kilogram. 50, julle hoor reg. Party plekke blykbaar tot nader aan R60. Nou dis nou, sover ek weet, 'n nuwe rekord vir speenkalvers. Dit wys jou hoe vinnig dit kan verander en hoe moeilik dit is om vooruit te kyk. Lamppryse bly sterk, R110 per kilogram. En natuurlik klas C by R84 per kilogram. En ek het laasweek vir julle gesê, skaapvleis uitvoer 'n nuwe rekord in my maand en dit stit ons mark. Dan vark en hoendervleispryse verkeer bietjie onder druk, seisonaal die tyd van die jaar. Varkvleis bietjie verder terug hier na R30 per kilogram en hoenderbevrore hoender net so by die R33 per kilogram. Nou dis die nuus wat die oog gevang het hierdie week. Lekker wintersdae in die Vrystaat en die boere stroop goed. Groete van Johan Willemse.